hier kan wees. Seën ons vanoggend met die woord. Seën ons vanoggend met die Here in Jesus naam. Asseblief, Here Jesus. Dankie, Here. Ek loof en ek prys U. Ek eer en verheerlik U. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Here. Prys die Here. Amen. Mense, Dankie, Here. ek het vanoggend, dit was eintlik amazing geweest. Ek het eintlik 'n lekker tyd gehad met aanbidding vanoggend. Amen. Maar bovenbehalwe dit, dan praat die Here met 'n mens. En ek sê, Here, hoekom val ons? En die Here sê vir my, my kinders lees die woord. Luister wat sê die Here. Die Here sê, my kinders lees die woord. Maar hulle verstaan niks. Dis hulle hoor maar hulle luister nie. Janetta, wat sê ek? Hulle hoor, maar hulle luister. Okay, die Here praat met jou ook. Begin nou luister. Prys die Here. Halleluja. En dit was nogal vir my iets besonders geweest. Dis nie dat die Here met ons raas nie. Maar die Here wil ons help. Die afgelope ruk, hoeveel keer het julle hierdie skrif gehoor wat ek noem? Die woorde wat ek spreek is gees en lewe. En die woorde en die kom ons gaan gewoon met goed soek. My gedagtes daarom nou met die woorde. Prys die Here. Die woorde wat ek spreek is dis die gees wat lewend maak. Die vlees is maar geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en Lewe. ons hoor nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en Lewe. Okay. Maar wanneer ons die Bybel lees, verstaan ons nie 'n klou wat ons sê nie. Hoekom? Ons gee nie ag nie. Volgens wil ek hê jy moet ag gee op die woorde. Die woorde wat ek spreek is gees en lewe, sussie, lewe. Nou, awesome. Prys die Here. Okay, kom ons kyk gou-gou. Een van die voorbeelde is hoe baie keer het ons hierdie woord gebruik in Josua. Hierdie kind was baie naby aan my preek gewees vanoggend. Kennis. Josua 1. Sit ook Josua 1 gelees. Wat sê gelees? Vers? Kom, julle was in die kerk, man. Dis nie net ek was in die kerk. 1 vers 9 pas. Okay, daar's hy. Kykie, jy's 100% reg. Sy het vanoggend gelees en ek kyk ook by hoofstuk 1. Ek sukkel net om by Josua uit te kom, want hy loop rond teen die Bybel. Net agter na Genesis. Is hy net na Genesis? Dankie Miguel, ek het hom nou gekry. Hy's net oor Exodus. Okay. Maar nou sê Josua 1 vers 2 vir ons. Elke plek waar julle voetsole op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Okay. Maar nou gaan ek in jou huis toe. Nou loop ek en jy. Ek klim hierdie grond, en niks gebeur nie. Want ons trap dan nou op. Maar ons het vergeet wat die woord sê. Die woorde wat ek met julle spreek is gees. So hoe moet jy hierdie woord sien? En nie? Jy moet in Kanaan ingaan. Maar ons bly die hele tyd buitekant. Hoekom? Ons kom nie in die gees nie. Ja. Ons kom nie in die gees nie. Jy is onderstel om die land in besit te neem.
Nie fisies met jou hande en goed en met jou oë wat jy kan sien. Want die woorde wat ek met julle spreek is gees en lewe. So jy moet alles sien in die gees. Want dit is lewe. Nou as jy begin in jou grondgebied inneem in die gees, hoe naby kan die duiwel kom? Prys die Here. Want ek ophou preek, het julle antwoorde gekry. Want dit is waar die probleem is. Hoekom kom die duiwel so naby? Want ons gee vir hom die grondgebied. Ons sê vir hom, kom verniel ons. Ons wil dit nie ons wil nie die grondgebied in besit neem nie. Onthou, waar is die stryd? Die duiwel is gees. Die Here is gees. Waar is ons stryd? Dit is nie op aarde nie. Die Bybel sê uitdruklik vir jou, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die. So waar is ons stryd? In die lig, in die gees. Maar ons beweeg nie in daai grond nie. Die Here sê hierso, die grondgebied wat jy betree, sal hy vir jou gee. Nou wat doen jy? Omdat jy nie in die gees beweeg nie. Wat gebeur nou? Die duiwel het toegang. Hy het toegang. Hy kan doen wat hy wil met jou. Hoekom? Want jy het nie jou grondgebied afgemerk nie. As ek by jou, kom ek teken vir jou die prentjie anders nou. Mikael, nou kom ek daar by jou huis. Jou huis het mure om, want dit die binneste van jou huis. Die buiteste het mure om, né? OK. So daai mure sê, luister, hierdie is Miguel se huis. Is dit nie? Of jy nou in 'n woonstel bly, in 'n tent bly, in 'n huis bly, in 'n kerkpaar bly, hy het nog steeds die mure om. Hier by ons, daar in heining sê dit is die kerk se grond. Ja. Daai heining sê vir jy, dis nog steeds die kerk se grond. Daai en ook en weer. OK? So jou huis ook. Nou binne in jou huis het jy 4 mure. Wat die buiteste omhulsel is. Kan ek in jou huis inkom en maak en mure breek en jou goed daar uitgooi en dit behoort aan jou? Nee. Maar jy gee vir die duiwel reg. Hoekom? Want jy het nie jou grondgebied in besit geneem nie. Jy het nie vir hom gesê, luister, hierdie is afgemerk. No entry. It is being purchased by the blood of Jesus. Jy kan nie op hierdie grond kom. Die grond waarop ek nou beweeg is heilige grond. So trek ek jou skoene. Dis heilige grond. En dis hoekom ons nie die Bybel verstaan nie, want ons lees die Bybel, maar ons vergeet daai skrif wat sê, die woorde wat ek met jou spreek is gees en lewe. So alles wat jy lees in die Bybel, moet jy in die gees en in die lewe lees. Want dit is lewendig. Want die gees openbaar. Ons soek vir antwoorde. Hoekom kry ons die antwoorde nie? Ons beweeg nie in die gees nie. Paulus het uitdruklik vir julle gesê, is beter dat ons in die gees wandel. Het hy nie so gesê nie? Ja, en hy het gesê, wat die liggaam is van geen nut nie. So dit wat die liggaam soek is van geen nut nie. Hy gaan kos soek in daai goed. Daar is van geen nut nie. Wat mees belangrikste is dat jy jou posisie inneem teen die vyand en vir hom sê, hierdie grondgebied waar jy graag wil beweeg. Ek gaan vir jou slag. Hier sal ons die giants uit. Prys die Here. Amen.
En dit is waar die Here met my vanoggend gedeel het, is die feit dat ons nie in die Gees wandel. En dan raak ons mismoedig. Hoekom raak jy mismoedig? Want die vyand loop oor jou, my sussie. Hy sê vir jou, sla daai deur toe, mamma, kyk hier, gaan nou 'n gasket plaas. Hoekom? Want jy het nie jou grond afgemerk nie. Jy het nie vir hom gesê, op hierdie grond is God koning. Want hierso, wie het vir jou die grondgebied gegee in die geestesarena? Wat sê die skrif? Elke plek wat jy jou voet optrap, sal ek vir jou, nou neem jou plek in. So maklik soos dit. Dit is wat die woord my leer. Dis wat die skrif vir my sê. Kom ons kyk gou wat het die Here vanoggend vir my gegee. Die Here het my Psalm gegee. Hy sê dit daar in Openbaring. Psalm 18. Hy sê voor 7. Prys die Here, Psalm 18. Vers 3. Die Here is my rots. OK? Kyk gou vir my. As jy nou nie in die Gees wil loop nie, dan gaan ek vir jou rots sal. Dan gaan jy die hele dag hier in die dorp en loop, en check as jy loop met jou rots. Kom nou man, kom. Kom. Die woord sê uitdruklik vir jou, die Here is my rots. Hoe moet jy die rots sien? En nie? Wow. Is dit nie? Kyk hier. Dan sê Ronnie, hy wil koffie, dan sê hom ja, maar ek wil net vir my rots kom huis toe terug. Verstaan jy wat ek hier sê? Ja, nee, verstaan het. Jy moet alles in die Gees ervaar, want dit is waar die Gees en die lewe is. Die Here is my rots. As hy vir jou sê, bou jou huis op die rots, het hy nie gesê, gaan koop nou 'n plek daar in Glenmarais nie. Ek gaan kry net daar by Manny's die dakke. En daar by Boulders die baksteen. Hy het gesê, hy is die hoeksteen. Yes. So jy moet in die Gees begin bou. Jy kan nie bou as jy nie in die Gees is nie. En waar begin jy? Die woorde wat ek spreek is Gees. Hoe lees jy die Bybel? Deur die Gees? So maklik soos dit. Die Here is my rots. Amen. My bergvesting. Hoe gaan dit nou lyk as ek nou Kaapstad toe gaan en ek gaan half Betaalwelberg en ek loop die Betaalwelberg rond? En die mense ry almal Kaapstad toe om Betaalwelberg te gaan klim en ek loop met hom in die Transvaal of hier in Gauteng rond. Gaan hulle almal die mekaar maak, man. Dan gaan hulle die see in Kempton Park omsoek. Want hulle gaan die mekaar wees. Die bergvesting is om besig om vir ons te vertel in die geestesarena is 'n bergvesting. Bergvesting is 'n plek wat so groot is soos die berg waar jy kan gaan skuilings vind. Waar jy kan gaan hulp soek. Waarheen jy kan vlug. Waarna toe jy kan gaan en sê Here, ek het in my grondgebied in beweeg. Amen. My bergvesting is op my grondgebied. My rots is op my grondgebied. Wie kan op jou grondgebied? Nou wys die Here gou vir my iets anders vir. Kyk gou na die ander skrifgie wat die Here vir my gewys het. Die Here sê vir ons, hy het vir ons uitdruklik gesê, moenie skatte bymekaar maak op die aarde waar diewe dit steel en verwoes en die roes
Het hy nie, dis dan so vers, nie? Ja. Okay? Maar as jy in jou geestesriem, in jou geesteswêreld, kan 'n diefte aanbreek. Kan roes staan. En dis my keus. Nou jy moet jy vir my kyk. My oë is by jou moet blink. Dan weet ek jy het mooi gekyk. Maar verstaan julle wat ek vanoggend vir julle deel? Hoekom verstaan ons die Bybel nie? Want ons sien nie Gees. Ons lees hom nie Gees. Ons vergeet dat die woord sê, die woorde wat ek met jou spreek is Gees en lewe. Dis hoekom ek dit aanhoudend imprint in elke boodskap. Kom ek gaan verder. Die woorde wat uit my mond uitgaan. Sal nie? Okay. Kyk, daar gaan God se woord. Amen. Nee. Jy moet dit in die Gees sien. Dat het uit God se mond uit gegaan het. En dit wat uit sy mond uit gegaan het, sal dit sal voorspoedig wees. Dis wat die Bybel sê. So daar gaan geen struikelblok in sy pad kan staan nie. En dit sê ook, die Afrikaanse Bybel sê, dit wat my behaag. Dit beteken dit wat God behaag. Dit wat God se begeerte is, sal sy woord doen. Maar ek is dan God se begeerte. Ek is dan God se begeerte. I'm highly favored. Die Engelse Bybel sê I'm highly favored. Ek is highly favored. Ek is so highly favored. Niks kan my touch. Maar dit is hoekom ons arm is van Vanoggend leer ek jou om ryk te begin word in die Gees. Jou grondgebied begin in posisie neem. Dat jy sê, Here, hy's afgemerk. Verbreer my grondgebied. Seën my ryklik. Here, waar ek my voete trap. Dit is afgemerk, dit is my gegee. En die vyand het geen reg nie. Geen wapen wat teen my van die vyand wat teen my gebruik sal word, sal prosper nie. Nou gaan ek vir jou 'n ander ding vra. Ons almal ken daai vers. Geen wapen nie. Ja, nou weer moet. Okay. En jy het al so wapen gesien. Nee, wees nou mense. Ja. Nee. Weet ons nie. Okay. Kom ek stel so vir jou 'n voorbeeld. Jy het die kar geklim, jy het vyand se wapen gesien. Nee. Onmiddellik het hy jou gekom. Ja. Verstaan jy wat ek nou sien jy nou wat ek wil sê? Hoekom? Omdat die vyand Jesus. Ja. So, as jy in die Gees gaan loop, gaan jy hom sien. En jy gaan hom roep. Die Bybel sê hy gaan hardloop. Hy kom in een rigting, maar hy gaan so hard dat hy hardloop in 7 verskillende rigtings, dat hy weet nie waar hy doen nie. Maar die ding is, ons moet in die Gees wees. Ons moet in die Gees wees. En dit is wat interessant is. Dit is wat die Bybel is baie interessant as jy dit begin as 'n raak sien in die Gees. Dan begin jy die dinge te ervaar. Jou oë begin sommer sien, wow. Onmiddellik gaan jou gedagtes vir jou sê, die vyand is besig hierso. En outomaties gaan jy sê, wow. Relax broer, relax suster, relax, ons sal die probleem oplos. Moenie worry. Want hierdie is my grondgebied. En op my grondgebied gaan jy my nie kom
kom baas speel nie. Jy gaan nie my kom ontstel deur 'n tantrum te gooi nie. Ek gebruik 'n tantrum, kom ons gebruik 'n ander plek. Jy kom by die werk en iemand wat saam met jou werk kom op jou af en hy begin skree en hy moan en hy beklei met jou. Waar kom dit vandaan? Hy het in jou grondgebied ingekom. Hoekom? Jy's nie in die gees beweeg nie. As jy in die gees beweeg het, dan gaan hy op sy agtervoete wees. Ja. Dan gaan hy, glo vir my, die vyand gaan nie naby jou kan kom. Die Bybel is baie interessant. Ek kyk die Bybel. Die Here leer my baie slim in die Bybel. Mense kan nie vir my kennis gee wat die Here vir my gee. Ja. Dit wat die Here vir my gee. Jy kan maar gaan Google, jy gaan dit nie kry nie. Want die internet het nie breins nie. Dis mense se gedagtes wat hy jou ophardloop. Ja. Maar as jy by die Here is, dan werk jy net soos Google. Ons hardloop op God se gedagtes. Amen. Hy's ingestel in hom Halleluja. en hy leer jou. Ja. En dan begin hy vir jou sê, jy wil die vyand roer. Doen net dit. Baie mense gaan uit en self vir jou gaan stoei met die duiwel en fight met hom en dis teen die woord. Dis teen die woord. Die Here, daar's nie 'n vers wat my sê gaan fight die duiwel nie. Daar's my 'n vers wat vir my sê God fight vir my. Yes. Daar's 'n vers wat vir my sê die duiwel is die aanklaer. Ja. Daar's 'n vers wat vir my sê Jesus is my advokaat. Yes. Amen. Daar's 'n vers wat vir my sê God is die regter. Yes. Mense probeer omdat hulle nie in die gees wandel nie. Probeer hulle dom maak. Weet jy hoekom? Want wat sê die Bybel? As een blinde 'n ander blinde ry, dan gaan albei val in en dan gaan. Die Bybel sê dit. En dis wat presies gebeur. Omdat die mense nie in die gees wandel nie. Hulle weet nie wat om vir die mense te sê nie en die mense kry seer. En nou kom hulle met allerlei stories dan sê hulle vir jou gaan fight die duiwel. Die woord van die Here sê trek die wapenrusting aan. Sodat jy kan staande staan teen die duiwel. Het jy gesê gaan fight die duiwel? My woord sê dat jy teen die aanvalle kan staan. Ek loop dan met die wapenrusting. Jy sien ek die swaard. Ek beweeg in die gees. Ek het die skoene aan. Want ek is besig om die evangelie te verkondig. Amen. Ek het die beld aan wat hier om my tas uit, wat om my heupe gebind is. Ek het die borswapen aan, sodat die pile nie van voor af kan kom en my kan trek nie. Want die borswapen bewaar my. En dan het ek die deksel aan. Dit beteken die kop, daar's 'n deksel, daar gaan kyk, elke pot het 'n deksel. Nou die deksel kom bo op die kop. So ek het die deksel aan, die helm. En dan sê die Bybel, neem die swaard op en die skild, sodat jy die vuurige pile kan af. Hy sê nie gaan fight nie. En weet jy waar, die mense raak die Bybel hy heel uit verband het. Omdat hulle nie in die gees volgaan nie. En dan maak hulle, dan dink mense, hulle is baie slim, dan is hulle nie slim nie. Want een blinde lei aan 'n blinde en albei val in 'n gat. En op die einde van die dag is jy die een wat seker. Onthou net, ek gaan vir julle iets noem vandag. Alles in die lewe klink goddelik. Ek sê dit baie keer van die Louis song. Dit klink goddelik, maar dit is nie goddelik. Ja. Luister wat ek vir jou sê.
Luister wat ek vandag gee vir jou wyse woorde. Alles in die lewe klink God, dit klink goed. Dit klink om dit van God af is. Maar alles is nie goddelik. Bere daai gedagte in jou hart, gaan jou baie as trane spaar. Hoor wat ek vir jou sê. Dit het my al baie trane gespaar. Ek het al baie net so gekyk en gesê, ja. Dit klink goddelik, dit klink goed, maar dit is nie. Die Here is my rots, my bergvesting, my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skuilplek, die horing van my heil, my rotsvesting. Wat doen ons deur daai woorde? Daai woorde wat ek nou vir jou gelees het, hier in Psalm 18 vers 3, is 'n declaration, is om te verklaar op jou grondgebied. Die Here is my rots, my anker, my bergvesting, my skuilings. So as die Here op my grondgebied is, die grond waar ek op beweeg is, so dink jy die vyand kan daar? My skuilings is by die Here. Dis op daai grondgebied. Sien hoe amazing is dit in die geestesarea. Halleluja. Moet ek hier ophou preek? Moet ek regtig aangaan? Okay. Deuteronomium. Dit is dan net na Psalm. Psalm is net na Openbaring. Okay, Deuteronomium 32. Dis amper op die einde. Dis na 28 is waar al die seëninge is. Gaan net nog so 'n bietjie verby. Moet nou nie by 28 af vassteek nie. Gaan net verby. Ek sê 32. O, hier is so mooi uiteengesit ons. Vers 3. Want die naam van die Here roep ek uit. Gee grootheid aan ons God. Wat sê daai vers? Lees hom in die gees. Die woord sê, want die naam van die Here roep ek. Sien uit dat jy die naam van die Here uitroep in jou geestes in jou geestes realm. Sien uit wanneer jy in op jou grondgebied is, dat jy die naam van die Here uitroep. Miguel, maar nou nie soos ek sê Miguel nie. Miguel! Amen. Doen dit hard dat die vyand jou hoor. Moenie fluister. Laat hy besef jy's besig met die Here. Die Bybel sê, roep uit. Ja, maar die mense, vergeet die mense. Want die duiwel wil op jou grondgebied kom, want hy wil vir jou sê, moenie so hard roep nie, want daar's mense wat gaan luister. Want hy probeer jou verhinder, sodat jy nie op jou grondgebied kom. As jy nie op jou grondgebied, kan hy jou nog moor. Ja. So die keuse is nou joune. Wat gaan jy nou doen? Deuteronomium 32 sê vir ons, is voor in die Bybel, sê al reeds vir ons wat ons moet doen. Die rots, luister na daai vers 4. Die rots, volkome is sy werk. Wow, wie het dit gevang? Wie het die woorde gevang? Volkome is sy. Nou jy in jou geestes kom ons sê jou geestes realm is, jou geestes wêreld is. Jy het jou grondgebied. Volkome is sy werk. Hy is my rots, hy is my anker. Heilig is die Here. Hy is op hierdie grond. Die vyand kan nie kom nie, want ek my skoene selfs uittrek in God se teenwoordigheid. Okay. Die Bybel sê volkome is sy werk. Hoe geseën sal jy nie wees?
Nou loop ons. As daar nog 'n plek waar dit goddelik klink, maar dit is nie goddelik nie. Waar hulle vir jou sê, betaal vir jou blessings. Want hulle maak jou stupid. Dit klink goddelik, maar dit is nie goddelik. Want daar is die Bybel se betaal vir jou blessings. Kom jy in die geestesreële. Kom jy en betree die geestesgronde, sodat God die rots kan wees. Jesus die hoeksteen kan wees. En ek kan vir jou sê met groot respek, jy hoef nie te vra vir jou seëning. Deuteronomium 28 vers 2 skopping. Hy sê, wat sê hy? My seëninge sal my inhou. Hulle gaan my jag. So waar val hierdie mense uit wat sê betaal vir jou seëning? Ek sê hier besig om, ek wys vir julle, dit klink goddelik, maar dit is nie. Ja. Hou daai woorde vas die res van jou lewe. Jy betaal nie vir jou seëning. Jy kom in die geestesreële en betree die geestes gronde dat die vyand kan weet. Reis my hallelujas. Dit is waar die Here die tafel dek in die aangesig van my teenstanders. Hier sal laat hy my beker oorloop. Hulle gesê hy loop met 'n beker rond. Kan dit nie sien nie, man. Kan jy sien my hoof is vet gesmeer met olie? Jy kan dit nie sien nie. Kom in die gees. En weet, loop daarmee. En weet jy, as die vyand by sien, dan gaan hy al hardloop. Dan sê hy, maar hier kom hy anders alweer. Kan hy nie by die huis bly nie. Mense, maar die geesteswêreld werk ongelukkig so. Ons moet in die geesteswêreld inkom om in die gees te kan maak. Dit help nie jy loop by 'n monument weggaan want nou loop jy hier in die gees. Nee, is jou liggaam wat daar loop. Jy kan nog steeds in die geestesreële loop. En as jy besig met die Here, jy is besig met die gees van die Here. Jy is besig om met die Here een te wees. Want waar jou hart is waar jou skat is. As jy 'n monument afloop, jou oë sien die karre. Hy sien daar loop Susie, en dan wil jou oë nou met jou, dan wil die liggaam nou met Susie praat, maar die gedagtes is van met die Here. Dan moet jy nou keuse maak. Want die oë wil met Susie praat, want hy Susie gesien. En dis hoe vinnig jy uit die geestesreële geruk word. Hoekom? Want nou wil jou liggaam jou oë vergesel. Na Susie. En dan is jy by Susie, as jy en dit jou aandag uit. Ja, maar jy wil al pragtig, dit jou aandag uit. Dis hoe vinnig jy is. Hoekom maak ons so toe as ons bid? Laat niks ons aandag val. Jy weet die Bybel is baie interessant. Mense, as julle net die Bybel kan verstaan, maar begin om te verstaan, die woorde wat ek spreek is gees en lewe. As jy Bybel lees, Here, U spreek in die gees. Praat met my. Paulus het vir ons idee gegee. Hy het gesê, laat die Heilige Gees openbaar. Dis sy job. Die Heilige Gees is die openbaring. As God 'n woord spreek, is die Heilige Gees die een wat na jou toe kom en vir jou die prentjie teken, vir jou sê, luister, dis wat God wil. Hoekom? Want hy is jou leermeester. Ja. Dis sy job. Maar nou gebruik jy nie die leermeester nie, want jy, wat ons wil nie te veel nie. Nee. Jy moet te veel. God
nog nie moeg vir jou nie. Amen. Hy wil hê jy moet met hom praat. Hy wil sy gees met jou deel. Hy wil sy hart met jou deel. Hy wil sy gedagtes met jou deel. God het 'n plan vir jou. Maar die plan kan jy nie kry in die vlees nie. Die vlees is wanneer jy nie die afgelope monument in die oë sien en besoes nie. Dit is die vlees, want jou oë het nou besoesie gesien. Maar as jy in die gees is, kan die Here vir jou sê, okay, doen dit. Dit gaan werk. Die Here kan vir jou 'n resep gee wat gaan werk. Die Here kan vir jou sê waar om te gaan staan op daai moment en dit gaan werk. Daar's 'n skrif wat hom kan volg. Kan jy onthou die man wat gery het op die chariot? En Filippus het hom gesien. Toe sê die Gees vir hom, klim op! Klim op! Toe gaan klim hy op, toe vertel hy die man van Jesus. En daai man is toe gedoop. Toe die man weer omsoek, toe is hy weg. Hy is weg in die Gees. Mense, ons moet in die Gees begin wandel. Ons voel so tekort. Volgende ek hier gebid. Maar ek wil nie dit kan doen, dit is 'n ander dag. Maar dit was baie toch al 'n groot openbaring in my lewe gemaak vanoggend. Kyk gou na 2 Samuel. Hy is net na 1 Samuel. En Samuel was nie 2 keer nie, hy was net 1 keer gewees. Jy kry 1 boek van Samuel en 2 boeke van Samuel. Nou die tweede boeke van Samuel, ek sê altyd vir julle, ek leer by wie? Kom, jy het dit vanoggend gesê, ek kyk nie. By wie leer ek? En ek like al as ek begin met Samuel. Dit is Samuel 22. Tweede boeke van Samuel, hoofstuk 22. Ek like om te leer van Dawid. Ek weet nie van julle nie. Dawid was 'n man agter God se hart. Hy het droog gemaak. Mense wat nie droog maak nie, julle kan uitgaan. Ja, asseblief. En die mense wat droog maak, bly net agter. Want ek is een van hulle. Ek maak ook droog. Die Bybel sê, as ons nie droog maak, nou lieg ons. Ek vertel jou nou in my eie taal. Sê nie daai woorde staan in die Bybel. Die woord wat in die Bybel staan, as jy sê jy het nie sonde nie, dan lieg jy. So ek gebruik nou net 'n ander woord daarvoor. Hoofstuk 22, vers 1, 2 en 3. Kom ons gaan sommer na 4 toe. Dit is my verskriklik. Luister na Dawid se woorde. En Dawid het die woorde van hierdie lied tot die Here gespreek op die dag, toe die Here hom gered het uit die hand van al sy vyande. Hy sê nie net uit sy vyand nie, hy sê al, let op die woord al, sien dit in die gees, daar was meer as een. Al sy vyande, en uit die hand van Saul. So daar was meer, dit was nie net Saul wat Dawid wou doodmaak nie. Dit was baie meer gewees, waarvan ons eers bewus is nie. En Dawid sê, en hy sê, die Here is my rots, my bergvesting, my redder. Kyk sy grondgebied. Kyk gou vir my. Almal se oë hierso. Kyk Dawid se grondgebied. Die Here is my redder, my hulp. Baken hy hom af. Die Here is my hulp. Hy verklaar dit. Kyk na daai woorde, hy sê, die Here is my rots, my bergvesting, my redder. God is my rots, by wie ek skuil. My skild, die horing van my heil, my rotsvesting, my toevlug, my verlosser. Van geweld het die
het U my verlos. Kyk dan vers 4. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is. En van my vyande word ek verlos. Wie is waardig om in jou geesteshuis in te kom? Die Here. Hy is waardig. Hy is lofwaardig. Kyk nou hoe verklaar Dawid dit oor sy grondgebied. My skuil, my rots, my anker. Die Here wat vir my is, die Here wat saam met my is, die Here wie ek vertrou. Hy is op hierdie grond. En wat dink jy wat gebeur met dit? Hy vertel vir die vyand, dis die Here wat my hier verlos, man. Ek kan nou op en af spring, ek gaan niks doen nie. Ek kan nie op my grond kom nie. Dis die Here wat my losmaak van alles. Nie net van een omstandighede of twee nie, maar van alles. Dawid sê uitdruklik vir ons, waar ons rus kan kry. Maar kom in die gees, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Die woord is lewendig. Kom vanoggend, julle moet daai stuk merk in julle Bybel. Daai hoofstuk 22 vers 1, 2, 3, 4. Verklaar dit, spreek dit, sê Here, U is die grondgebied wat jy betree. Soos jy loop, dan sê Here, ek sien in die gees is daar. My gees is hoe ek die grondgebied, hoe ek op U vertrou, hoe U my rots is, hoe U my anker is, hoe ek vashou, hoe ek glo in U. My grondgebied, my vyande gee pad as ek nader kom, Here, want U is die een wat my die oorwinning gee. Verklaar dit. Want ons verklaar dit nie. Hy het dit in psalms gedoen. Maar hier by Samuel, het hy dit ook vir ons gedoen. Daar's wenresepte in die Bybel. Al wat jy hoef te doen, jy hoef nie die vyand te gaan vyand. Neem jou stand teen hom in, en hy sal vlug. En die enigste manier is, doen dit soos wat Jesus wil hê ons moet doen. Verklaar dit, glo in God, en laat die vyand weet wie jou God is. Ja. Selfs jy sê, ek glo in die Here. Want die Bybel sê, daar gaan baie wees in die laaste dae wat vir jou gaan sê, Here, Here. Maar nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan. Alles klink goddelik. Nie alles is goddelik. Maar die geestesreële is 'n werklikheid. Toe ek tot bekering gekom het, en dit het my baie gepla. Al toe die Here my gaan skep het van Boksburg af, hier so in Kloorkop en ek het met die Here gepraat en ek het hom gesê, hoekom het Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josua, Samuel, Dawid, so kan ek hulle opnoem, tot by Petrus, Paulus, hulle almal, al die godsmanne, hoekom was hulle so naby aan U, maar ons is so ver? Ons is way out, ons is buitekant, maar daai godsmanne was so naby aan die Here. Hoekom? Nou as jy gaan kyk, hulle het die heeltyd in die gees beweeg. Die oorwinning het gekom. Hulle het hulle antwoorde gekry. Dawid het gevra, Here, gaan hulle my oorlewer? Onmiddellik het hy sy antwoord gekry. Hoe het hy sy antwoord gekry? Die geestesveld. Op sy grondgebied. Want hy is met die Here.
Maar nou sê hulle vir jou, name it and claim it, want alles klink goddelik, maar dit is nie goddelik. Want as jy dit name and claim, dan moet jy vir jouself ingee om te name and claim it. Jy gaan nie jouself ingee, en as jy 'n manier. Moenie glo wat die mense vir julle vertel. Ondersoek die skrifte. Dis wat ek jou leer. Dit wat ek vandag vir jou leer. Ek wys vir jou die Bybel. Julle is welkom om my te sê, pastoor, ek stem nie saam. Ek het nie pyn nie. Regtig ek nie pyn nie. Maar weet jy wat? Dis nie my woord. Kom jy gaan my argument aan nie. Dan praat met die skrywer. Ek het oorwinning. Ek het oorwinning. So jy het al klaar die argument verloor. Ek het oorwinning. Prys die Here. Maar verstaan julle die grondgebied? Vanoggend, kom ek vertel vir jou, dat ek spesiaal om te bid. En ek sê, Here, U woord sê ons kan nie na U toe kom nie. Want Johannes 14 vers 6 sê vir jou, niemand sal na die Vader kom behalwe deur hom nie. Want hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die. Kyk gou na hierdie vers, Efesiërs. Blaai gou na Efesiërs toe. Maar die mense verstaan nie die Bybel nie. Efesiërs is voor in die Bybel. So nou nie gaan agter kyk nie. Hy is voor by die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament was eers uit. Okay, Efesiërs 2 vers 18. Merk hom, kyk die, gaan onderstreep hom by die huis. Dik strepe. Kyk gou hierso. Johannes 14 vers 6 sê vir jou. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader deur my nie. Kyk in die Gees, kyk hierso. Kyk in die Gees. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Kyk na Efesiërs 2 vers 18. Wat sê hy vir jou? Want deur hom, deur Jesus, het ons albei, ek en Jesus, die toegang deur een Gees. Na die Vader. Jy kan maar daar die skrif vasmaak. Dis nie baie, jy sal hoor, die mense noem vir jou die, daai een, Jesus sê, hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Maar niemand noem Efesiërs 2 vir jou, by Efesiërs 2 is net so belangrik, soos Johannes 6 vers 6, 14 vers 6. Want ek en Jesus, hy sê ek, ons albei, het die toegang. So ek en Jesus saam, ek en die woord saam, het die toegang, deur een Gees na die Vader. Weer 'n keer in die Gees. Weer 'n keer. En dit is waar ons shortfall. Ek gaan tot hier toe preek. Was dit oukei geweest vandag? Was 'n bietjie inspirerend? Of baie? Julle iets geleer? Amen. 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 Okay, sister, kom op. Dan wil jy amen. Kyk, jy help aan. Here. Halleluja, glory, halleluja, prys die Here. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. U woord is kragtig, my God.
Here, vanmôre wil ek weer sê, ons skiet baie tekort. Maar U, my God, maak deesdae seker dat ons alles gaan hoor. En alles wat ons nodig het, Here, dankie vir ons wapens. Dankie vir wat U vir ons leer, Here. Dankie, Here, dat ons dit ook sal uitoefen in ons lewens. Here, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. U woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Amen. Daarom beweeg ons hier agter U aan Dankie. en ons wil ook die volk wees wat so agter God se hart aan wees, net soos 'n Dawid. Amen. Dankie Here Jesus vir hierdie dag. Here, en dankie vir 'n seëning wat uitgekom het in ons lewens, en Here, om te hoor ons toegang tot ons hemelse Vader. Dankie Here. Amen. En amen. En amen. Prys die Here. Mense, dankie dat julle ingeskakel was. Dan tot vanaand toe om 7:00. Wees geseën, wees gegroet en shalom. Amen. Halleluja. Prys die Here. En ek soek julle vanaand almal daarso by kom saam, né? Ja. Daar sien.